Vandag is Moedersdag. Van my kant af mag die Here elke moeder seën wat vandag in die gehoor is, elkeen wat online is, mag haar groot seën. Gaan groot seën op jou rus vandag. Moedersdag en ek het gedink, ons is besig met die reeks waar ons kyk na al die mense aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding. Ons gaan kyk na hoe dit gebeur. Ons gaan kyk na hoe het hulle begin glo dat hy het opgestaan en ons kyk ook wat was die dramatiese effek in hulle lewens. Die dag toe hulle besef Jesus het werklik opgestaan. As 'n radikale verandering van iemand wat dink Jesus is in die graf en iemand wat glo hy het opgestaan. En daarin hoop ons dat ek en jy uit die kosbare krag van die opstanding kan leef elke dag. Maar vandag staan ek stil by Maria, Jesus se ma. Ek wil voorhou vandag dat ek dink Christendom en veral die westerse invloed op Christendom het 'n gedeeltelike beeld van wie God regtig is. Ek dink as jy wil weet wie God is, dan moet jy iets verstaan van die moederhart van 'n ma. Ek dink so. Jy weet, wanneer ek en jy dink aan Christendom en ons dink aan God, dan het ons 'n oorgedrewe manlike opinie en idee en beeld. Stem jy dit saam met my? Dis saam met my. En ons as man sal daarvan hou, is dit so bly. Ons sal daarvan hou, ons het 'n Messias kompleks, ons mans. Ons sal dit red, ons sal ons uitsort. Ons sal dit uitfigure. Maar weet jy wat lees ek in die Bybel? Ek lees iets anders. Ek lees, as ons gaan kyk na Genesis 1 vers 27, en sê hy hierdie woorde, hy sê, God het die mens in ooreenstemming met homself geskape. Hoe lees ek en jy dat God het die mens gemaak, die man gemaak na God se beeld? Dis nie die man wat hy na sy beeld gemaak het nie. Hy sê die volgende, hoor baie mooi, hy sê, en God het die mens in ooreenstemming met homself gemaak. Volgens sy eie beeld het hy hulle geskape. Daar's meer as een wat hy geskaap het. Hy het hulle gemaak volgens sy beeld. En dan as ons dit nog nie kry nie, dan maak hy baie seker hy kry het. Manlik en vroulik het hy hulle geskaap. Ek dink, Christendom se grootste misvat in die westerse moderne tyd. Ons sien God net as pa. Ons sien hom net as pa. Hier's wat ek dink, as jy wil werklik weet wie God is, moet jy man en vrou saam sien. Nou ek en my gesin, ons het Moedersdag en Vadersdag nooit op Sondag nie. Want Sondag werk ons, is druk op ons, ek en Karina is vroeg uit die huis uit, so as die kinders nou vir ons iets wil in die bed bring, of enige iets wil doen, dan moet hulle net diskant 4 uur opstaan om klaar te wees, dat ons klaar kan wees teen 7 uur, om klaar te wees vir kerk. So ons hou op Saterdag, hou ons Moedersdag of Vadersdag. So gister was Karina se Moedersdag. En die kinders kom sit en het 'n lys. Die lys is oor my praat, baie korter as die lys wat hulle oor haar praat. Mamma, jy doen dit vir ons, jy doen dit vir ons, dankie vir dit. En hulle gaan so deur die lys af. En ek dink, wat 'n tragedie sou dit wees as hierdie kinders net vir my gehad het. Ek sê vir julle, as nooit by die skool uitgekom het, as nooit iets gehad het om te eet, as nooit skoon klere gehad het nie. Nee, net dit nie. Daar's net dinge wat hulle eerder vir hulle ma wil sê, as wat hulle vir hulle pa wil sê. En ek dink dis perfek reg so. Waarom dink ek en jy as ons na God toe gaan ons net na die Vader toe? Ek dink as jy die Vader se hart wil verstaan, die Vader kan kompleet verstaan word as jy 'n diep begrip het van 'n ware moederhart. Laat ek nou vir jou vra, wie sal die meeste vir 'n kind doen? Wie sal die meeste ly vir 'n kind? 'n Pa of 'n ma? Want daar's iets intiem tussen 'n ma en 'n kind. Nou, hoekom dink ons nie aan God ook in daai terme nie? Ons sukkel met ons godsbeeld. Want ons lewe in 'n wêreld wat oordonderend manlik ingestel is. Ek lees nou 'n boek. En die skrywer skryf, hy gebruik 'n sin en hy sê dit so, hy sê vir vrouens, hy sê vir die vroue en die manne. Die sinstelling klink vir my verkeerd in my gedagtes. Nee, is mans en vrouens, dis hoe mense dit sê. Nie vrouens en mans nie, dit voel nie reg nie. Waarom nie? Dis 'n oordonderende manlike samelewing. Mans en vrouens klink reg. So ek dink,
As jy weet wie God is, kyk na 'n man en 'n vrou wat as een leef. Intiem voor God leef. Jy kry 'n beter prentjie. Dalk sit jy vandag en jy het juis 'n probleem met jou pa. Jy het juis 'n probleem met jou pa. Pa was gebroken, hy kon nie doen wat hy moes nie. Hy het nie al die boksies getik wat hy moes nie. Maar jy het 'n diep verhouding met jou ma. Maar nou praat hulle van God as jou vader wat reg is, maar jy sukkel om te verbind met daai pa. Jy sukkel om te verbind met daai pa. Wat van? As jy ook God in jou ma kan sien. En jou ma het ook hierdie awesome beelde van wie God is. Die Bybel praat, hy sê God is soos 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerk wil beskerm. Come on. Come on. Daarom dink ek, kom ons gaan kyk 'n bietjie na Jesus se interaksie met sy ma na sy dood. En ons is besig met daai reeks. Ek hou vir julle voor, ons het in die eerste week gekyk hoe Jesus verskyn het aan Maria Magdalena, ongelooflik. Jesus verskyn aan 'n vrou, wat nie eens een van die 12 apostels is, die voor hy nog aan Petrus en die apostels verskyn. Ongelooflik. As jy wil gaan luister, jy het nog nie gehoor nie, gaan kyk na die online diens. Daar's amazing dieptes en waarhede in daai boodskap. Tweedens kom Jesus en hy verskyn aan die Emmausgangers, ons het laasweek daarna gekyk. Die manne wat in Emaus gebly het, ons het gekyk na hoe hulle verskyn het, wat hulle nodig gehad om te glo, en ons het ook baie mooi gaan kyk oor wat het met hulle gebeur nadat Jesus hulle verskyn het. Ongelooflike krag in hulle lewens losgemaak. So, Jesus verskyn aan Maria Magdalena, die een uit wie hy 7 demone uitgedryf het, nie sy ma nie, eerste. Hy verskyn aan die manne van Emaus, tweede, en dan verskyn hy aan Petrus. Die Bybel sê, Petrus het sê, hy het aan hom verskyn. En dan kom hy verskyn aan die res van die disippels, 'n bietjie later, 8 dae later, verskyn hy aan Thomas. En dan sê Paulus, hy sê, Jesus Christus het in daardie tyd aan nog ander 500 mense verskyn. So die evidence is overwhelming, dan sê Petrus, en hierdie, Paulus sê, en baie van hierdie mense leef nog, sê hy. Hy sê, baie van hierdie mense leef nog. Maar wat is missing? Wat fout met hierdie prentjie? Jesus verskyn aan die hele wêreld, almal wat belangrik is, maar hy verskyn ook aan almal wat onbelangrik is. Wat is vir jou missing in hierdie prentjie? Jesus het nie aan sy ma verskyn nie. Ons gaan 'n bietjie stil staan daarby vandag. 'n bietjie stil staan daarby. Kom ons kyk bietjie na Maria se lewe. Maria se lewe het verander toe sy die laaste woorde gesê het wat ons nou net gelees het. Dis hierdie woorde het sy gesê. Maria het geantwoord, ek is die Here se diensknegt en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe die engel weggegaan. Weet julle, dit was die mees ongelooflikste woorde van die geskiedenis van mensdom. Nog niemand het ooit 'n groter statement gemaak as dit nie. Here, mag dit met my wees soos wat U wil hê dit met my wees. Die Bybel sê sy was 'n jong meisie. So ons skat haar tussen 14 en 16 jaar oud op hierdie stadium. Dis wanneer hulle getrou het. Dis wanneer hulle verloof was. Sy was verloof aan Josef. Weet jy hoe haar lewe verander toe sy daai woorde sê? Weet jy hoe moeilik sou dit wees vir enige iemand anders in hierdie wêreld om daai woorde te kon uitspreek? So wat sy eintlik vir ja sê? Sy sê ja om verwyder te word van haar familie en haar gesin, want hulle gaan dink sy's 'n los meisie, want sy het swanger geword voor sy getroud is. Sy moes totsiens sê vir haar godsdienstige lewe, waar sy kon by die sinagoges by mekaar kom en waar hulle oral kom en mekaar kom om God te aanbid, want hulle sou gesien het sy het swanger geword voordat sy getroud is. So dit was 'n onsag. Sy het nie ja gesê vir great ministry nie. Sy het nie ja gesê om op die stage te kom sing en mooi liedjies te kom sing nie. Sy het ja gesê, laat die kerk moet sê, vuil vrou. Dis wat hulle van haar gedink het. Vuil vrou. Ek en jy dink dit is 'n honorable posisie. Oh, sy sê ja vir Jesus se ma. Wie sal dit nie wil, ons almal wil dit hê. Dis nie waarvoor sy ja gesê het nie. Sy het ja gesê dat God met haar moet iets doen sodat sy verwerp sal word uit Christian community uit.
En 10 teen 'n baie groot kans staan dat haar verloofde vir haar sê, wat die hel is hier aan die gang. Kan jy net dink aan haar ma? Kon nie met haar ma hierdie gesprek hê nie. Ma, dis 'n engel. Ha! Jy dink Josef is 'n engel. Ha! Nie met daai storie by my kom nie, sussie. Ek beloof is 'n engel, ma. Come on. Mense hierdie gesprek met jou ma. Het gaan net nie lekker gly nie, verstaan jy? Het gaan net nie lekker gly nie. Toe sy daai woorde sê, toe gebeur iets ongeloofliks met haar. Sy is vervreemd van alles. Sy leef met 'n onsaglike vrees en benoudheid oor wie gaan haar vang. Hoe gaan hulle haar straf? Kan jy jou indink? Maar nou, kom ons dink 'n bietjie aan haar. Josef aanvaar haar. Hulle moet dadelik vlug vir hulle lewens. Groot storie. Die magte van die bose wil hierdie kind wat sy gaan hê doodmaak. Hulle wil hierdie kind doodmaak. Maar kan jy dink, in 'n stal gee sy geboorte. En hierdie perfekte babietjie, hierdie seentjie word gebore. Kan jy, ek wil net hê, vat jou terug. Die van julle wat al geboorte geskenk het en pappas wat al langs die bed uitgepaas het. Karina het net, ek wou baie graag uitpas. Sy sê Karina, sy stad vir my mors dood as ek uitpas. Ek gaan nie alleen deur hierdie ding gaan nie. Here help my. Dokter sê kom kyk, ek sê not the hell, ek staan net hier so. Maar ek sal nooit vergeet nie. Al twee hierdie kinders toe hulle uitkom. Iets gebeur met jou, iets geesteliks gebeur met jou. Kan jy dink toe haar kind gebore word? En sy vat hom en sy druk hom vir die eerste keer teen haar bors vas en hy warm lyfie hou op huil toe hy op haar bors kom lê. Kan jy dink hoe sy gevoel oor hierdie kind? Kan jy dink hoe alle vrees verwyder, hoe sy besef sy gaan haar lewe vir hierdie kind gee? Can imagine it. Ons dink nooit aan Jesus as 'n babietjie nie, ons moet 'n bietjie. Hierdie vrou het haar lewe vir hierdie babietjie gegee. Kan jy imagine hoe soen sy hom aan die slaap in die aand? Kan jy imagine hoe wil sy die velle van sy lyf afsoen? Hoe lê sy hom op haar skouer en sy slaan sy wyntjies uit? Dit was my Christus. Hulle sê dit aan my Jesus gedoen. Sê dit aan my Jesus gedoen. Ons moet onsself indink. Ek dink sy kon hom ophou soen nie, ek dink sy kon hom ophou vashou nie, ek dink haar arme Jesus het, ek dink hy het geloop eers toe hy 10 was, want sy wou hom op die vloer neersit nie, sy wou nie hy moet breek nie. Sy wou nie hierdie kind moes breek nie. Dink het hoe voel jy, as iemand jou kind te nakom? Het dit al gevoel? Het jy al gevoel, hoe voel het as iemand jou kind te nakom? My ma het my al baie embarrass. Dan bedank ek by 'n werk. Ek is die een wat bedank. Ek sê vir mense, ek werk nie meer vir julle nie. Dan is ek nog 'n student. Ek is iemand bedank. Ek weet nie julle moet verstaan. Ek is die een wat my werk terminate by hierdie plek. Ek sê ek wil nie meer vir julle werk nie. Hulle fire my nie. Ek loop. 'n week later kry ek 'n oproep van daai baas af. Hoor Jaco, kan jy asseblief gaan inkom? Ja? Hoor ons het vir jou hierdie geldjies gee. Dankie vir jou arbeid. Dankie vir vertel gaan nie. Nee, jou mamma het ons gebel. Sy oortuig hulle dis hulle skuld. En hulle skuld met die lewe. En hulle moet my betaal om wat te waai. Come on, is net 'n ma wat dit sal regkry. Is net 'n ma wat met hoë hakskoene sal op en af skree soos 'n clown lyk langs die rugbyveld. En almal wil skree en vloek wat jou seentjie tackle. Mamma, dis hoe die game werk. Hulle moet mekaar tackle. En gee tog hierdie blerriebal vir my kind. Nee, maar hy moenie na die bal hê nie. Dis hoe die game werk. Hulle, Maria het niks anders te gevoel nie. Hoe het Jesus oor sy ma gevoel? Hoe het Jesus oor sy ma gevoel? Ons moet ek daaraan dink. Hoe eer jy vir Maria? Weet jy, hoeveel liefde gee jy vir my as jy iets aan my kinders doen of iets aan my ouers doen? Die vandag net, ek hoop, ek het vir Jesus gevra, mag ek vir hom,
mag dit 'n guns vir hom wees, dat ons sy ma plaas op die regte plek. En laat ons sy ma dink, hy was verskriklik lief vir sy ma. Die Bybel leer ons dat as kind het hy nageluister. Toe hy 12 was, toe sê sy vir hom, wat die hel vang jy aan? Maar ek is hier in my vader se huis. Nee, dis nog nie jou tyd nie, kom terug huis toe, hy luister na. Ons hoor sy eerste wonderwerk, sê sy ma, nou moet jy gaan water uit wyn uitmaak, jy moet 'n wonderwerk doen, hierdie mense gaan groot verleentheid hê. Hy sê, ma, is nog nie my tyd nie, sê ek het klaar gepraat. Papa het wyn gedrink daai aand. Sy ma geluister. Hy was ongelooflik lief vir sy ma, maar hy het nie na geluister nie. Toe hy in die kruis hang. Toe staan sy ma daar. En sy sê, en hy sê, kan jy dink hy het nou rede om selfsugtig te wees? Kan jy nou dink hy het nodig om homself senter te plaas nou? Hy het pyn, hy word gelei, hy word gemartel. Hy gee nie ag in sy pyn nie. En hy sien sy ma daar staan, en weet jy wat bekommer hom? Wie gaan na haar kyk as hy nie hier is nie? En hy sê vir Johannes, kyk na my ma. Pas op. Moet jy Johannes het. As jy vandag na Efese toe gaan, Kusadasië in Turkye, dan is Maria se huisie daar nog vandag nog. Hulle het nou 'n kerkie gebou daar, maar Maria het in Efese gebly, want Johannes was die biskop van daai streek gewees, van die hele Asië streek, was hy die biskop van die kerk. Later het hulle vir Johannes na die eiland Patmos toe gevat, om hom gevangene te sit. Maar hoekom was Maria in Efese, hoekom sy in Efese? Sy het saam met Johannes getrek. Jesus het omgegee, en weet jy wat dink ek? Ek dink Jesus het sy lewe lang vir sy ma gesorg. Want die oomblik toe hy in die kruis hang, toe sy bekommer oor wat gaan van haar word. Hy was bekommerd oor wat gaan van haar word. Dink julle dis 'n sonde om lief te wees vir iemand vir wie Jesus lief was? Dink julle is verkeerd om iemand te honor wie Jesus gehonor het? Die Bybel sê vir ons baie goed van Maria. En ek dink oor wat baie keer in die ooste gebeur het met Maria en wat ons dink die Rooms-Katolieke doen met Maria, dan hardloop ons so ver weg, ons is bang om haar naam te noem. Ek sê nie aanbid haar nie. Ek sê van gee vir dieselfde eer as wat ons vir Petrus gee, vir Paulus gee, vir Johannes gee, vir Markus gee, vir Matteus gee. Kom ons gee vir haar dieselfde eer. Sy was 'n vrou bo alle vrouens. 'n vrou bo alle vrouens. As is my vreemd laat, ek dink Jesus was die oudste seun, en is my vreemd, nee, dat hy nie laat Jakobus sy boetie na sy ma kyk nie. Is dit nie vreemd nie? Hy het geweet wat sy ma nodig het. Intiem sê hy, Johannes, kyk jy asseblief na my ma. Kyk jy na my ma. Maar dink aan haar. So sy sê die ma, sy was by sy geboorte, sy was deur sy baba lewe, sy kleuterlewe. Hoeveel pleistertjies moes sy nie geplak het nie? Vir bandjies gedraai het nie? Hoeveel keer moes sy nie splinters uit sy handjies uithaal nie? Hoeveel keer het maatjies versledelik met hom? Hoeveel keer moes sy hom troos? Jy's anders. Sy moes gesorg het dat hy opgelei is. Julle weet dat Jesus sê die Bybel leer ken, hy moes die Bybel leer ken soos ek en jy hom leer ken. Hy was nie 'n baba met 'n vol ensiklopedie en 'n volle Bybelvertaling uit die Afrikaans, ou Engels als in sy hart. Nee, sy ma moes hom blootstel aan die woord. Sy moes hom sorg dat hy gaan studeer. Sy pa het 'n baie groot rol ook daarin gehad. Ons weet nie wanneer sy pa dood nie. Maar vir 'n lang ruk het hy net sy ma gehad. So alles wat hy geweet het van die woord, sy moes gesorg het dat hy by rabbies uitkom, by leermeesters uitkom, by plekke uitkom, waar hy blootgestel was hieraan. Sy was by hom elke dag. So sy was ook by hom in sy bediening. Oorals in die bediening kom sy op, hier by die bruilof was sy, en sy is baie keer tussen die disippels gewees. Sy was saam met die groep mense wat agter hom aangeloop het. En dan vind ons haar by die kruis. Ons kry haar op 'n plek waar ek dink geen ma moet staan nie.
Geen ma moet op daai plek staan nie. So as sy voor die kruis staan, dan sing sy nie die verlosser van die wêreld nie. Sy sing die babatjie, wat op haar skoot elke aand aan die slaap geraak het. Kan jy dink wat met haar gebeur? Kan jy dink waar sy gaan? Sy was by sy dood. Sy het daar gestaan, sy het dit gesien en raai wat? Sy het nie haar kop weggedraai nie. Ek glo nie sy het nie. Want sy wil nie gehad het hierdie kind van haar moet dink, hy is alleen nie. Kan jy dink wat sy moes voel? Kan jy dink wat in haar siel moes aangaan? En dan onthou jy, toe sy vir Jesus as 'n babietjie tempel toe gevat het, dat hy ingeseën word, toe is daar 2 mense wat oor hom bid. Anna, die profetes, maar ook die priester Simon. Weet jy wat het ek nie geweet nie? Ek het nie geweet wat Simon oor haar profeteer het nie. Simon het vir hierdie woorde gesê. Hy praat oor Jesus, wat hy gaan doen en sy bediening en hy sê, so sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word. Dan sê hy, maar wat jou aanbetref, nou praat hy met Maria, maar wat jou aanbetref, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. So toe sy sê, Here, ja, U wil in my lewe. Ek sê ja vir God se wil in my lewe. Waarvoor het sy ja gesê? Kan julle besef waarvoor het sy ja gesê? Wie van ons is sterk genoeg om daarvoor ja te sê? Daai vrou het ja gesê vir iets ongeloofliks. Simon sê, dit sal wees soos 'n swaard wat deur jou siel gaan. Dis nie 'n swaard wat in jou hart ingaan nie. Dis nie 'n swaard wat in jou vlees ingaan nie. Hierdie swaard gaan in die diepste resesse van haar menswees, haar karakter, wie sy is. Dit verniel haar. Hoeveel keer sy die kind aan die slaap gesis het op haar skoot. Haar lievelingskind. Ek imagine my, sy soen hom aan die slaap. Ek het baie keer my kinders hou ek op my bors, dan soen ek met my kop. Babatjies ruik mos so lekker. Ek was verslaaf aan daai reuk. Julle weet dit. Die van julle wat weet, en die velletjie op die koppie is so sag. Nou hou ek hulle vas. En dan soen ek hulle op die voorkop en raak hulle aan die slaap, en loop ek met hulle, dis nou 2 uur, 3 uur in die oggende, wanneer Karina sê, "Hallo kind, en loop op." En nou loop ek en soen hulle, maar hier's wat met haar moes gebeur. Ek imagine sy moes Jesus se velle van sy lyf af soen, en dan as hy in die slaap raak, en lees hom in die krippie, maar ek dink sy het bed toe gegaan, sy het 'n stoel nader getrek, want soos jy en ek, kon sy nie ophou vir die kind kyk terwyl hy slaap nie. Sy was te lief vir hom en sy was te bang as sy van hierdie stoel af opgaan. Sy weet die magte van duisternis is agter hierdie kind se lewe aan. Sy kyk hom wakker en dan kan sy nie weer wag om hom wakker te soen nie. Ek dink sy het hom opgesoen. Ek dink sy het hom stikkend gesoen. Ek dink hy het naderhand 'n kompleks gehad. As sy ma hom by die skool moes aflaai, so 3 blokke moet weg aflaai, want ek dink sy het hom stikkend gesoen voor hy skool aangaan. Met my land wil eers meer soen voor die skool nie. Jy wil nie. Exactly. Amper sê ek wat sy speletjie is, sy favourite speletjie, maar ek sal nie sê nie. Was baie lank terug, soos laas jaar amper. Toe hy 'n klein seentjie was, het hy van die kissing game gehou. Ek moes rondhardloop en hom soen. Papa, jy kan my nie vang nie, maar ek loop nie baie vinnig nie. Maar dit het opgehou, ek beloof. Middel laas jaar, toe wil hy glad nie meer daai game speel nie. Ek sal nie omgee, ek sal verstaan as jy aan die kerk toe gaan van volgende Sondag af. Maar kan jy dink hoe sy moes voel toe haar seun aan die kruis hang? En sy kyk nie weg nie. Nou is ek bekommerd oor iets anders en ek begin dink aan iets. So sy weet hierdie kind was 'n geskenk van God. Dink jou aan. Die engel kom vir sê, jy gaan swanger word. Maria, jy gaan swanger word. Maar ek was ook nie by 'n man nie. Nee, die gees van God sal jou oorskadu en God sal jou swanger maak. Hierdie kind is God die pa van. Okay, laat dit maar gebeur soos dit is. Maar jy glo dit nog nie regtig nie.
Ag nee, die swangerskap sal nie gebeur, jy weet mos hoe werk het. Jou vlees weet mos hoe word jy swanger en jy weet dit het nie gebeur nie. Maar julle na so 2 weke, begin jy voel jy's naar. En jy voel, jy's nie lus vir dit nie, jy's lus vir dit en dit en jy voel, iets begin verander my. Nou kan jy dink hoe haar geloof ag, dalk is dit waar. Dalk is dit wat gebeur. Dalk het God die waarheid gepraat. En dan begin die lyfie wys en dan begin die babatjie skop. Sy het vir 9 maande met 'n belofte aan haar geloop wat sy moes. Kan jy dink hoe haar geloof gegroei in daai 9 maande? Kan jy dink hoe sy gevoel in 9 maande? Dat God het iets gesê. Dis nie soos God, hy sê dit vir my en jou en ek en jy het 'n droom en ons is vir 'n dag of 2 dae in die wonder van wat God gesê het. Nee, sy het daai wonder in haar gevoel skop. Kan jy dink hoe haar geloof gegroei het in daai 9 maande? Kan jy dink hoe verlief sy op God geraak het in daai 9 maande? God was sy pa. Maar kan nie anders as om te dink. Jesus op baie kruising. En sy staan hier. Ergens in haar gedagtes. Waar is jou pa? Ja, hoe kan hy dit doen? Het jy al vir God gevra, hoe kan hy dit toelaat? Het jy al vir God, hoe kan hy dit toelaat? Kan julle dink, waar was sy in haar hart teenoor God die Vader? Ek sal nooit sê, sy het hom verwyd nie, nooit nie. Maar wat ek wel weet, sy was 'n mens. Sê, Here, hoekom kon jy nie help nie? Dis jou kind. Hoekom kan jy nie help? Waar is God? Sy moes ook dink, het jy gesig weggedraai van nie? Kan jy dink, die swaard wat in haar siel was nie net in haar siel nie? Dit was ook in haar geestelike lewe en in haar sielswese, haar volle dimensie, haar geestelike dimensie, moes sy gesuffer het. Het God my nog lief, het hy sy rug op my gedraai en op sy seun gedraai? Geen mens het net al die regte idees om te dink in daai oomblik nie. Ek dink die skade wat aan haar gemaak was baie groot. Sy moes ongelooflike pyn ervaar en sy moes geestelik skade kry. Sy moes sielkundig skade kry. Die Simon was reg as 'n swaard in die sielswese van wie sy was. Nou dink ons regtig. Jesus het nie aan sy ma verskyn na sy opstanding nie. There's not a way. Ek glo met my hele siel en my hele wese dat Jesus is hy nie eerste het nie, hy baie vinnig aan sy ma verskyn. Ek glo met my hele hart. Dat is interessant. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Waarom nie? 'n Paar redes. Die Bybel is 'n boek geskryf vir ons sielswese en die Bybel is geskryf vir ons om tot redding te kom. Die Bybel is geskryf as 'n reddingsboek sodat ons in geloof kan kom in Christus en die verlossingsplan verstaan wat hy vir my en jou gedoen het. Johannes praat self hieroor. Hy sê, hoor wat sê hy hierso. Johannes 20 vers 30, 31. Hy sê Jesus het nog baie ander wondertekens voor sy disippels gedoen. Daardie tekens is nie opgeskryf in hierdie boek nie. Hierdie tekens is wel opgeskryf sodat julle tot geloof kan kom. Dat Jesus die Messia is, die Seun van God, sodat julle deur aanhou glo in sy naam die lewe kan kry. So die Bybel is geskryf vir ons siel om gered te word. So is baie goed uitgelos. Ons moet verstaan, dit wat in Jesus se lewe gebeur het, is nie net wat in daai paar bladsytjies staan nie. Maar ek het 'n ander idee hoekom ek dink. Ons lees nie hiervan nie. Het jy jouself gevind partykeer? Doen jy iets goeds vir iemand terwyl jy weet iemand kyk? Jy het al agtergekom. Jy het al agtergekom hoe speel jy met iemand se kind terwyl die mamma en pappa kyk. Ons wil goed doen, maar ons wil ook punte kry op 'n ander plek terwyl ons goed doen. Baie keer 'n menslike tendens. Jy wil die regte ding doen, want ander mense sien jy doen die regte ding, dis goed vir jou cause. Weet jy wat? Jesus het nie sy ma se emosies gebruik as 'n bemarking nie. Jesus het nie sy ma se hart gebruik as 'n billboard om te bemark hoe great ou hy was nie.
Ons weet wie Jesus was. Ons ken wat sy karakter was. Ons ken wat sy integriteit was. Ons weet hoeveel liefde in hom was en hoeveel kering hy gehad het. Ons weet hoe sy hart was. En ons weet hoe sy maag gevoel het. En op grond daarvan kom Telo die wêreldwyd en sê, ons kan maar met boldness sê. Jesus het aan haar verskyn en hy het nie dit goed gedink om dit te bemark vir die wêreld nie, want dit was iets persoonliks net vir haar. Net vir haar. Ek dink Jesus het aan sy ma verskyn. Weet jy hoekom dink ek het? Oor wie Jesus was. Hy sal nie aan 500 vreemdelinge verskyn en hy gaan maak nie die einde aan die seer in haar siel reg. Sy eie ma nie, stem julle saam? Nou, ek kan dit nie vandag sê, dis wat die woord sê nie. Maar ek kan vir jou sê, dis wat sy lewe sê. Dis wie Jesus is. En wat gebeur met Maria? Ek dink Jesus het aan haar gaan verskyn. Die Bybel sê vir ons baie min na sy opstanding van haar. Ons lees eers weer van Maria, by die opvaart hemel toe sê die Bybel vir ons, hy noem al die disippels wat daar was, en sê hy, en Jesus se ma, Maria was ook daar. Eerste keer. En daarvanaf lees ons niks meer van haar nie. Hoe kan sy by die opstanding wees as sy nie geweet het hy het opgestaan nie? Hoe kan sy nie by die hemelvaart, hoe kan sy nie by die hemelvaart wees as hy nie weet hy het opgestaan nie? Ek dink wat gebeur het. Ek dink hy het. Can you imagine was Vrydag aand vir sy ma? Can you imagine was Saterdag vir sy ma? Ek dink Sondagoggend vroeg, ergens in daai oggendure, het hy haar gekry in 'n stikkende toestand. En hy het onthou hoe sy hom gesoen het. En ek imagine dit, hoe hy haar gesoen het. Sy mamma, dis okay. Hy moes haar hart genees. Hy moes vir haar herstel bring in haar siel. En weet jy wat hy vir haar gesê? Mamma, my pappa was met my, die hele tyd. Hy het haar verhouding herstel met God die Vader. Hy het ongelooflike werk gedoen. Want sy kon weer opstaan daarna en sy kon teruggaan na die disippels toe en sy was by sy hemelvaart. En sy broken heart restored. Ek wonder of jy glo in die opstanding. Want as die opstanding wat alles anders maak vir my en jou. Dat vir ons die krag gee om aan te gaan nadat ons gedink het ons het alles verloor. So dat vir ons die geloof gee nadat die wêreld sê, die dood is die laaste sê. Ek kan bid Jesus vandag, maar ek onthou sy ma. En ek onthou wat sy vir hom beteken het. Mag jy oortuig word in jou siel, dat Jesus is nie meer in die graf nie, die graf is leeg. En dat dit 'n impak in jou lewe kan hê, elke dag van jou lewe. Ek wil vra dat julle vir ons 'n lied sal doen. Sit net so en laat jou gedagtes gaan waar dit moet gaan en praat met Jesus. Praat met Jesus en jy kan met homself praat oor Jesus Christus. Ons dankie vandag vir die rol wat Maria in u lewe gespeel het. Ek kan my nie eens begin indink hoe kosbaar jou mamma vir jou was. Jesus Christus, dankie vir die verlossingswerk wat u gebring het. En soos wat u jou eie ma kon vrymaak, so kan u ons ook vrymaak. Vrymaak in ons hart en ons siel en ons vlees. Jesus is die Seun van God, die Messias, die redder van die wêreld. Maar hy is ook my redder. En ek proklameer dit. Jesus is die hoogste naam bo elke naam, ons bely dit. Jesus is die blink môre ster. Ons bely dit. Jesus is die wonderwerkende God, ons bely dit. Jesus is die oorwinnaar oor die dood, ons bely het, en u is die prins van die hemel. En saam met die Vader regeer u nog. En die opstandingskrag het nog 'n effek op my daaglikse lewe.
Ek sê vir U dankie vir U opstanding en wat dit aan ons doen en vir ons doen. Help ons om daarin te wandel. Amen. Ek seën jou, die grootste seën. Mag die opstanding van Christus vir jou genoeg wees. Mag dit vir jou genoeg wees. Dankie.